Goeiedag al die geliefdes van ons Here Jesus Christus. Ek wil baie graag so 'n klein gedagtetjie net met elkeen van julle wat hierna gaan luister, deel uit die woord van die Here uit wat van onskatbare waarde is vir elke kind van die Here. Omdat ons, en hoekom dit so belangrik is omdat daagliks het almal van ons geleentheid om hierdie gedeelte toe te pas in ons lewens. En dit maak dit so wonderlik, veral as ons gehoorsaam uit die aard van die saak daaraan gaan wees. En die gedeelte waarna ek verwys kom hier so uit Galasiërs hoofstuk 6 uit, en ek lees dit vir die Galasiërs hoofstuk 6, die 2de vers. Paulus skryf hier in hierdie brief, hy sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Nou, hier is 2 gedeeltetjies wat ons aandag onmiddellik moet trek, en dit is die dra mekaar se laste en dan vervul die wet van Christus. En ek dink dit is belangrik dat ons die 2 goedjies apart moet bespreek en so 'n bietjie daarna kyk sodat ons die hele versie sinvol kan interpreteer, sodat dit ook maksimum waarde in ons lewens kan hê. Ons moet een ding onthou hierso, en dit is dat ons lewe in 'n wêreld waar daar geweldig baie probleme is. Baie mense gaan al hoe meer en meer gebuk onder geweldige laste wat hulle dra. Het sy dit finansiële laste is, en of dit nou huweliksprobleme is, enige ander verhoudingsprobleme is, werksprobleme is, die moontlikhede van probleme is legio, en niemand van ons is onbekend met die gedagte van laste dra nie. Ons daagliks dra ons laste. Nou, in die lig daarvan kom Paulus en sê, daarom is dit belangrik dat ons mekaar se laste moet dra. Nou, terselfdertyd moet ons dan vir onsself ook net herinner daaraan dat dis nie iets wat ons sommer maklik wil doen nie, want ons het die neiging om te sê dat ek het genoeg las van my eie, ek dra swaar genoeg aan my eie las, en daarom sien ek nie kans om nog ander mense se laste ook op my te vat nie. En dis menslik. 'n Mens wil amper sê dat dit is 'n natuurlike proses of gedagte wat by elke mens sal opspring, en dit is inderdaad so, maar ons moet onthou, as kinders van die Here, Paulus praat hierso met geredde mense, as kinders van die Here word ons gedagtes mos gedurig vernuwe deur die woord van die Here. Hy sê ook mos vir ons in Romeine, word vernuwe in julle denke. Nou, hier's die ding, ons wil nie ander se laste dra nie, want ons dra swaar genoeg aan ons eie las. Ons kan nie daardie denkpatroon volg nie, want dit is teenstrydig met God se woord. En ek wil 'n praktiese voorbeeld vir u aanhaal, voorhou om dit te illustreer. Vat byvoorbeeld, jy kan dit sommer self doen, vat 'n groot emmer, 20 liter emmer water, maak hom vol met water, en dan tel jy hom op, en dan loop jy so 20-30 tree met die emmer. En dan kyk jy wat se ervaring het jy. Dis maar 'n onaangename ervaring, want jy wil heeltyd, kom ons sê jy dra hom in jou regterarm, jy wil heeltyd, jou liggaam moet jy heeltyd forceer na die ander kant toe om stabiel te wees, om gebalanseerd te wees, want jou liggaam bly heeltyd oortrek na die regterkant toe. Die ding kap heeltyd hier teen jou enkel, dis swaar, dis ongemaklik. En dis nie 'n lekker 30 tree wat jy daar moet stap nie. Maar dan vat jy die identiese emmer, en jy gaan maak hom ook vol met water, en jy vat al 2, een in elke hand, en jy loop met al 2 emmers, een in die linkerhand en een in die regterhand. En dan loop jy, en kyk net wat se verskil maak dit. Ewe skielik loop jy regop, want jy sien, jy's gebalanseerd. En die woord sê ook, ons moet gebalanseerd wees, want as ons ongebalanseerd is, dan kry die duiwel 'n houvas op ons. So onmiddellik is ek gebalanseerd, vir een of ander rede kap die goed nie nou hier teen die enkels nie, ewe skielik loop jy vinniger, jy loop gemakliker, dit voel amper asof dit ligter is, maar dit is nie in werklikheid so nie, dit voel net so, en op die einde van die dag loop jy daar 30 tree met dubbel die hoeveelheid volume water as wat jy aanvanklik het net met 1 emmer. Wat het hier gebeur?
jy het meer las gevat, op jou geneem, maar die gewig het minder geword. Daarom sê die woord, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Met ander woorde, ek dra swaar aan my las, alles lê op my een skouer en ek dra swaar aan, maar as ek iemand anders se las ook vat, dan word die gewig uitgebalanseer en ek kom makliker deur die lewe. Hoe gebeur dit? Want wetenskaplik is dit onmoontlik om 'n antwoord daarvoor te vind, want dit kan nie wees nie. Jy kan nie as jy meer las opneem, minder gewig ervaar nie. Dit dryf in teen al wat 'n natuurwet is, maar met ons God is dit moontlik. Want jy sien, hy sien die hart raak en hy weet, jy's besig om iets te doen wat sy woord vir ons sê ons moet doen, maar is nie lekker om dit te doen nie, want jy het jou eie laste ook om te dra, en hy kom vir jou deur, keer op keer op keer. En sodoende raak die las al hoe minder, of die gewig al hoe minder. Die verskil wat dit in iemand anders se lewe maak, is fenomenaal. Hou 'n bietjie mense dop, vir wie jy kan help in 'n uur van nood, om hulle las te dra, en 'n verskil te kan maak. Die dankbaarheid is so wonderlik om te sien. Die vrede wat jy wat die las gedra het, in jou hart ervaar, is ongekend. Dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, soos wat Paulus dit ook beskryf. Maar dan kom ons by die laaste deel, en hy sê, as ons dit doen, sodoende vervul ons die wet van Christus. Is dit nie tog maar elkeen van ons as kinders van die Here se doel om die wet van Christus te vervul nie? Ek glo so, dis my doel, om die wet van Christus te vervul, om hom gelukkig te maak, om hom tevrede te maak oor my. En as ons kyk wat hy gedoen het, die wet, Christus het gekom, en hy die wet het hy kom vervul aan die kruis op Golgotha. Hy het al die las van die wêreld het hy op sy skouers geneem. Dis nie net 'n emmer water waarvan ons hier praat, 'n ekstra emmer water nie. Dit is nie net 'n ekstra R200 wat ek vir iemand moes help mee nie. Dit is nie net iets gee uit my huis uit vir iemand nie. Dis nie net om my hulp aan te bied om 'n taakie makliker te maak vir iemand nie. Ons praat hier van 'n hele wêreld se sonde, se skuld, se totale afvalligheid dra hy op sy skouer terwyl hy self heilig is en self geen sonde het nie. Het hy op hom geneem sodat die wet vervul kon word deur hom en in hom. En as ons hierdie beginsel toepas in ons lewens en mekaar se laste begin dra, dan sê ons, Here, ek verstaan so ietsie van wat U vir my gedoen het aan die kruis op Golgotha. En omdat ek so ietsie verstaan daarvan, doen ek dit met 'n blymoedige gees. Want dis wat U vir my gedoen het. Mag die Here hierdie woorde, hierdie gedagtetjie tot elkeen van julle se harte seën. En mag daar goeie vrug uit voortspruit op hierdie woord, om Jesus ontwil. Geniet die dag, wees geseënd, wees gesond en wees gesalfd, en gaan groot vir die Here. Bye bye.